Vergewe ons dat ons die arrogansie het om te sê, nee, ek wil so, of ek wil sis, of ek wil die, of ek wil daai wees. En as ons vanavond die woord uit lees en hoor dat U die lig is, die lig vir die wêreld, maak dit, Here, dat ons gebed sal wees soos ons sing. Vorm my en maak my net soos U wil. Dis ons gebed, Vader, en vergewe ons as ons so sukkel om U dit toe te laat. Kom dan, Heilige Gees, en vul ons harte, vul ons verstand, vul hierdie gebou met U wese, met U teenwoordigheid, sodat ons kan hoor dit wat U wil sê, kan hoor dit wat U van ons vra, dat ons met onsself kan blaatant eerlik wees, oor ons eie sukkel, om U klei te wees. Kom, Here Jesus, en raak ons aan. Wees God hier in ons midde. Amen. Teks waarmee ons vanavond wil begin is Johannes Evangelie, hoofstuk 7. Johannes hoofstuk 7, as jy jou Bybel sal opbring en jy ons daar gelees het, moet toemaak, en ons so 2 of 3 stukkies in dieselfde boek lees daarna. Johannes hoofstuk 7 vanaf vers 1. As ek kom lees in die gedeelte Johannes 7 vanaf vers 1, luister 'n bietjie met die oor na om die setting waarin die gebeure waaroor ek eintlik wil preek is. Luister 'n bietjie na die politieke omstandighede, luister 'n bietjie na Jesus se familieomstandighede, en luister 'n bietjie na die feeste van Israel. So luister met daai oor na die gedeelte as ons hom lees. Johannes 7 vanaf vers 1. Daar het Jesus in Galilea rondgegaan. In Judea wou hy dit nie doen nie, omdat die Jode daarom wou doodmaak. Maar die hittefees van die Jode was naby. En Jesus se broers sê toe vir hom, gaan 'n bietjie hier vandaan na Judea toe, dat jou disippels daar ook die wonderdade kan sien wat jy doen. 'n Mens wat oral bekend wil wees, doen nie iets in die geheim nie. Aangesien jy dan hierdie dinge doen, maak jou openlik aan die wêreld bekend. Selfs sy broers het nie hom geglo nie. Jesus sê vir hulle, vir my het die tyd nog nie gekom nie, maar vir julle is enige tyd reg. Die wêreld kan vir julle nie haat nie, maar hy haat my, omdat ek openlik verklaar dat sy dade sleg is. Gaan julle maar fees doen. Ek gaan nie na hierdie fees doen nie, omdat die tyd vir my nog nie reg is nie. Dit het hy vir hulle gesê, en hy daar in Galilea gebly. En nadat Jesus se broers na die hittefees toe vertrek het hy self tog ook gegaan. Nie openlik nie, maar onopvallend. Die Jode het toe oor die fees na hom gesoek en gevra, waar is hy? En onder die feestmenigte is daar baie oor hom gefluister. Party mense het gesê, hy's 'n goeie man, maar ander het gesê, nee, hy mislei die mense. Tog het niemand openlik oor hom gepraat nie, omdat hulle bang was vir die Jode. En toe die feestyd al halfpad verby was, het Jesus na die tempel toe gegaan en die mense daar geleer. Die Jode was verbaas en het gesê, waar kom hy aan die geleerdheid? Hy het dan geen opleiding gehad nie. Eers net tot sover. Jesus is besig om baie bekend te word. Mense het hom oral te herken in die strate en in massas agter hom aangeloop en hom gevolg. Baie het van hom gehou. En dit wat hy gedoen het, was vir hulle goed gewees. En dit wat hy gesê het, was vir hulle leersaam. Hulle het van hom gehou. Ander het niks van hom gehou. En sê, nee, hy is bad news. Bly weg. Want hy is besig om ons godsdienst wat ons het aan te vat. So erg was hulle oor hom gewees, dat hulle hom wil doodmaak. By die fees het hulle net gefluister. Hulle het nie in die strate geloop en hardop op mekaar gesels oor hierdie Jesus nie, want hulle was bang. Hulle was bang vir die leiers, bang vir die dominees. Maar hulle het gefluister. Wonder wie is hy? Waar kom hy vandaan? Die wonderwerke wat hy doen. Spanning was hoog. En was tydens die hittefees. Nou jy kan in Levitikus 23 kan jy gaan lees oor die feeste wat God ingestel het. God het vir Israel 7 feeste gegee om elke jaar te vier. 7 feeste wat Israel herinner aan wie hulle is. Sigbare rituele wat Israel moes gedoen het
om hulle te help onthou wie God is, wie hulle is, waar hulle inpas in hierdie hele groter prentjie, waarvoor God hulle geroep het, hoekom het God hulle volk gemaak. Dis waaroor die feeste gegaan het. Die feeste het ook gegaan om ons te herinner daaraan dat hulle van God afhanklik is, dat hulle God se volk is, om hulle te herinner aan die verbond wat God met Abraham gemaak het. In die lengte van hulle jaar, dis waar ons nou min of meer is daar 3 feeste saamgevier, die Paschafees, die feest van die ongesuurde brode en die feest van die eerste vrugte. En dan in ons is die suidelike halfrond, by ons is dit nou herfs, so die noordelike halfrond van Israel is dit nou besig om lente te doen. En dis wanneer hierdie feeste gevier is. En hierdie 3 feeste het vooral gegaan oor die uittog uit Egipte. Die herinnering daaraan dat God hulle gered het uit slavernij. En na die Paschafees, nou die Paschafees, ons het 'n naweek terug dit gehou. Paschafees was dieselfde naweek waar die Jesus gekruisig is en opgestaan het. So 50 dae daarna is die Shavuot-fees gehou. Dis die einde van hulle seisoen. En het ook herinner dat die wet gegee is by Sinai met hierdie Shavuot-fees. En dan in die herfs het hulle die Rosh Hashanah, die fees van die trompette gehad. Ook die Yom Kippur was 'n fees van verootmoediging, waar Israel gaan boete doen het vir hulle sondes. En die grootste fees van almal, die fees wat net een rede gehad het. God het die volk beveel, hou hierdie hittefees, eenmaal 'n jaar, hou hom vir 'n week lang. En al wat julle doen is, vier fees. Vier my as God, vier dat julle my kinders is, vier die vreugde van die druiwe en die dadels en die vye, vier die lewe. So hierdie fees, hierdie hittefees het net een doel gehad, vreugde. Vir 'n week lang het hulle party gehou. Hoe lag jy? Dis wat hulle gedoen het. 'n Party gehou. Maar was soos, naast die mis. Die opdrag van God tydens hierdie fees was dat almal in sulke grashuisies moes bly. Hulle moes palmtakke vat en vrye blare en goed en vir hulle sulke hitte bou. Die ouens wat in Jerusalem self gebly het, hulle huise het almal platdakke gehad. Hulle het bo op hierdie platdak vir hulle so kajuitjie opgeslaan. En die kajuit mag nie so dig wees nie. Jy moet in die aand as jy lê die sterre kan sien. Die ouens wat van buite Jerusalem afgekom het vir die fees, het in die strate op die sypaadjies rondom Jerusalem, oorals waar daar 'n plekkie oop was, het ou sy huitjie opgeslaan met die palmtakke en vir die week lang daar gebly. So jy kan vir jouself imagine hoe dit moes gelyk het in die aand. Hierdie paar takkies wat hulle gehad het om te bly met 'n liggie binne. So die liggies het die hele Jerusalem en die berge rondom Jerusalem verlig. Want die Here het gesê, julle moet onthou, vir 40 jaar lang het ek julle deur die woestyn gehelp, wat julle nie 'n dak oor julle kop gehad het. Hierdie hittefees is die Sukkotfees genoem. Nou, die Hebreëse woord vir 'n hit, so weet jy, is 'n Sukkot. En dis ook die Sukkotfees daar nog genoem. Oor het mense in hierdie huitjies gebly. Massa mense, want dit was 'n belangrike fees in Israel se tyd. En in ons storie wat ons lees, sê Jesus eers vir sy boeties, nee, ek gaan nie na die fees toe, die gaan julle maak. En julle die amper vernyn gehoor van die boeties, want op hierdie stadium nog nie geglo het nie, boeties is aan brede geweer. Kom aan, Jesus, jy wil ons nou bekend wees, gaan nou so toe, wat allemaal nou kan sien, doen jou wonderwerke, amper half cynies, of wat jy wil. Later besluit Jesus toch, nee, ek gaan na die feest, maar ek doen het stil. En eers hier in die helfte van die feest, by dag 3 en 4, beginnen die mense leer in die synagoge, in die tempel. En die mense is verstom. Hoe sê mense? Hy het geen opleiding gehad nie, en hy weet baie. Eendeel, hy weet alles. Hierdie hittefeest of Sukkotfeest het 2 groot elemente gehad, waar die hele feest gedraai het. Het gaan oor water, en het gaan oor lig. Elke liewe oggend van die feest, was daar 'n massa water ceremonie, wat die afhanklikheid van God gesimboliseer het. Elke liewe dag. En elke aand het hulle 'n ligceremonie gehad. Ons kom nou daarby. Kyk gou 'n bietjie. Johannes 7 vers 37, as jy moet onthou. Vers 37. Op die laaste dag, die grootste dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei.
Hiermee het hy na die Gees verwys, maar die mense wat tot geloof in hom gekom het, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was. Op die einde van die fees was die waterritueel die grootste van alles gewees. En toe dit verby is, toe roep Jesus oor hierdie massa mense uit. Onthou nou die politieke omstandighede, onthou nou die fees, gaan oor God, gaan oor mense nie, al die rituele, en hier staan Jesus op en hy sê, hey, ek sê lewende water. Kom na my toe, ek sê nooit weer dors kry. Dis wie ek is. Johannes 8, vers 12. Op 'n ander keer, het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Johannes 8, vers 12. Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Imagine gou hierdie groot fees. Duisende mense. Hulle pak die tempel vol, oorvol. Nou die tempel het ook met verskillende dele uitgestaan. Die mans was toegelaat geweest om heel voor in die tempel te wees. En daar agter was 'n gedeelte geweest waar die vrouens mag kom. Hulle mag nie vorentoe gekom het. Vanaf die tweede aand van hierdie weeklange fees was die ligte 'n groot deel van dit. In die deel waar die vrouens kon gewees het, was daar 4 massiewe hoë pilare in dit. Elkeen van hierdie hoë pilare het 4 bakke rondom hom gehad wat hulle met olie vol gemaak het. En dan het hulle materiaal gevat en dit so laat uithang, amper soos hierdie lampietjie, en dan aan die brand gesteek sodat dit lig gevorm het. So het hierdie massiewe ligte gehad wat wyd verlig het, sê hulle. Dan het die leviete, wanneer hierdie goed aan die brand gesteek is, en die deel waar die mans mag kom en waar die leviete was, het hulle begin om te sing en te dans. En hulle het Psalm 120 tot Psalm 134 eentjie gelees. Dis die liedere wat hulle begin sing het daar in hulle deel. En dan het hulle afgeweeg hierna waar die vrouens is. En saam het hulle God geloof en prys. Hulle het gedans en het gesing en met elke denkbare instrument het hulle God se naam geloof en geprys. Hulle vertel van 'n rabbi, Simeon ben Gamaliel, wat 12 fakkels kon juggle. En dit was deel van die show gewees in die tyd wat hy geleef het. So dit was amper hierdie circus atmosfeer gewees van sing en dans en God loof en prys met hierdie massiewe ligte en die fakkels. En dan het hulle aangehou tot ligdag. Tot die eerste haan gekraai het, of tot dit lyk of die son wil uitkom. Bietjie anders as hulle nie. Hulle hou daarna nog amper maar daar in die visitering toe, die sien is die lig. Amper ligdag. Wanneer dan die ligte doodgemaak, het die ligte doodgemaak, 3 ramshorings uitgeblaas, en dan het die volk gaan rus, om net nou weer te kom vir die waterseremonie. En so het hulle vir 'n week lang fees gevier. Maar dit is God se opdrag. Hou party, omdat hy God is. Die water, God se voorsienigheid symboliseer. Die lig, God se teenwoordigheid. Hulle vir 40 jaar lang in die woestyn was daar elke nag 'n vuurkolom, wat lig gegee vir die volk, elke dag 'n wolkkolom, wat die volk gewys het waar hulle moet loop. En dan wonder ek, of hierdie statement van God wat hy gemaak het van Jesus, oor die lig vir die wêreld, nie tydens een van hierdie aande moes wees nie. Dalk net, toe die ligte doodgemaak is en die trompette klaar geblaas het, het hy dalk hier opgestaan tussen hierdie 1000 mense, en soos oor die water, hard uitgeroep en sê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit weer in die donker loop nie, maar jy sal lig hê, lig van die lewe. Op hierdie hoogtepunte van die fees het Jesus kom sê, ek is dit waaroor hierdie fees gaan. Ek is die vervulling van dit wat God jare terug vir julle gesê het om te doen, water en lig. Ek is die lewende water, ek is die lig vir die wêreld. Binne in hierdie brandpunt politiek wat hulle hom wil doodmaak, staan hy op en roep vir almal, ek is die lig. Ons baie kwaad hierdie ons. Spyt, daar was nie YouTube dat dit so amazing video gewees. Die vraag is, wat het ons